groet jou in die naam van ons Here Jesus. Hom wie ons vanmôre besing het. En hom wie ons die lof en die eer aanbring, want hy is waardig. Hy regeer en hy is in beheer. Ongeag van wat ook al gebeur, is hy in beheer. Het jy al gedink aan die katastrofiese gevolge wat verkeerde besluite kan hê? Ek weet, is niemand van julle nie, maar ek meen, ons praat oor die algemeen van die katastrofiese gevolge van mense se verkeerde besluite. Ek het al baie van hulle gemaak. Maar ek het eers in die ry gestaan. Jy was net agter my. Maar besef ons verder ook, wanneer mense se verkeerde keuses en God se genade kruis. O mens, was dit nie daarvoor nie? Was daar nie hoop nie? Daar was daar geen hoop vir ons as mense vandag. Kom ons bid net saam. Here Jesus, baie dankie vir die wysheid wat U vir ons gee, met tyd, met verloop van tyd. En wanneer ons verkeerde besluite geneem het, en Here, U genade kom tot ons hulp, en tot ons redding, en kom lig ons daar uit, en plaas ons voete weer op 'n vaste plek, en ons kan weer moed skep, en U help vir ons om te leer uit Bybelse geskiedenis, en agtergrond, en foute, om ons foute te erken, en genade aan te neem, en in vergifnis te leef. Ons hoef nie te bly daar waar ons was nie. Dankie Here, dat U ons uithelp en oplig, en weer moed gee om aan te gaan. Ek wil bid vanmôre vir elkeen van ons wat in hierdie auditorium sit, Here, dat ons vanmôre sal besef, of opnuut sal besef, onbeskryflik groot U genade is oor ons as mense. En wanneer ons om ons rondkyk en ons sien hoe die ander mense foute maak, dan kom ons net tot die besef, maar jy kom ook daaruit. Jy het geen reg om die vinger te wys na iemand anders se foute nie. Dis genade dat jy is wie jy is en dat jy is waar jy is. Dankie Here Jesus. Dankie. Amen. Amen. 'n paar skrifgedeeltes wat ek met jou wil deel vanoggend. En die eerste is daar in Genesis hoofstuk 12. Ons gaan 'n bietjie kyk na die lewe van Abraham. Ek dink Abraham het voor in die ry gestaan en hy het vir ons baie goeie voorbeeld gestel van foute maak en te leer uit die foute. Nou, Abraham het nie 'n Bybel gehad. Abraham het nie predikers gehad wat hom kon help en hom rigting aanwys. Abraham was op sy eie gewees en hy het God ontmoet op 'n, ons weet nie hoe nie, maar hy het hierdie onsigbare God geglo, hom gehoorsaam en hom probeer dien so ver as wat dit vir hom moontlik was om dit te verstaan. Met sy beperkte kennis, dink ek het hy nogal goed gedoen. En ek het dit nie verskoning nie. Ek en jy het reg nie verskoning. Kom ons kyk 'n bietjie. Genesis 12. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na 'n land wat ek jou sal bewys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën. En hom vervloek wat jou vervloek. En in al jou sal al die nageslagte van die aarde geseën word. Toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud toe hy vertrek het uit Haran. Strike one. Sy eerste fout wat hy gemaak het. Hy vat vir Lot saam met hom. Parkeer daai ene so 'n bietjie. Hoofstuk 13. So het Abraham uit Egipte en sy land vertrek. Hy, sy vrou en sy hele besittings en Lot saam met hom. En Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. Na 'n plek van die altaar wat hy vroeër daarop gebou het. En Abraham het daar die naam van die Here aangeroep. En Lot, wat saam met Abraham getrek het, het ook klein vee en beeste en tente gehad. En die land kon hulle nie dra nie, om saam te woon nie. Want hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En nou twis onderstaan tot die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot. Ook het die Kanaaniete en die Ferisiete destyds in die land gewoon. En toe sê Abraham vir Lot,
Laat daar toch geen twist tussen wees tussen jou en my. Het is my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele hand nie voor jou oop nie, skui tog vir my af, en gaan jy links, en dan gaan ek rechts, of gaan jy rechts, en dan gaan ek links. Toe slaan sy oor op, lot sy oor op, en sien dat die hele Jordaanstreek oral vol water het, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipteland. En Lot het vir hom die hele landstreek, Jordaanstreek gekies, en Lot het daar die ooste weggetrek, so het hulle dan die een van die ander geskei. En Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die streke van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. Straak toe, Lot sy verkeerde keuses. En dan Genesis 16, waar laat sy aan. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad, met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan Abraham om vrou te wees, en hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oor geword. Sarai het vir Abraham gesê, die onreg wat my aangedoen is op jou. Ek self het my slavin en jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oor geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. Net 3 voorbeelde wat ons hier raak lees. Verkeerde besluite en werklike gevolge, persoonlik, in die familie en in die samelewing, was hierdie gevolge definitief sigbaar en beleefbaar. Abraham word geroep om uit te trek uit sy familieland uit, van sy familie af, sodat God hom kan plaas waar hy 'n groot nasie van hom kan maak. En hy vat vir watter rede ook al vir Lot saam. Lot was nie deel van die ooreenkoms nie. En hy vat van Lot saam. En Lot het vir hom eindelose sorge besorg. Eers was hy die twist met die skaapwagters. En toe Lot sê, Abraham sê, maar hierdie gaan nie werk nie. Laat ons mekaar skei. Kies vir jou die stukkie grond hier voor jou. As jy daai kant toe gaan ek daai kant toe. As jy daai kant toe gaan ek daai kant toe. Maar kies jy vir jou. En Lot sien dat hierdie pragtige groen streke hier van die Jordaan, dit lyk vir hom net reg. Hy gaan so toe trek. En dit was naby Sodom. Nou Sodom sê vir ons, Sodom was nie 'n goeie plek. En hy kies. En Abraham vat toe nou wat oorbly. Lot bly nie net naby Sodom nie. Ons lees verder dat hy dadelik in Sodom was. En toe 5 konings nou kom om Sodom oor te vat, toe voer hulle almal weg as ballinge. En Abraham moes met 318 mans gaan om hulle te gaan red en hulle terug te bring. Sodom toe. Net om weer in Sodom te gaan bly. Lot se verkeerde keuses. Nou ons weet nie of hy getroud was van die tyd nie, maar dit lyk vir my asof hy vrou gekry het in Sodom. Hy het die dogters gehad, die dogters het getroud. En op 'n stadium het God engele gestuur om vir Abraham te gaan sê, hoe is hy, bevestig hierdie verbond wat ek met jou gesit, maar ek gaan nou nie vir Abraham sê wat ek gaan doen nie. En tog het die Here hom uiteindelik gesê, hy gaan Sodom verwoes. Abraham het geweet, Lot is daar. Gaan die Sodom verwoes, as daar net 50 regverdiges? God sê, ek sal nie hulle verwoes, as daar net 50 regverdiges is. En Abraham onderhandel met God, as daar net 45 is? Nee, ek sal nie terwille van 45 sal dit nie. 40, 35, 30, en so wat af tot 10. Dat daar nie eens 10 regverdiges was. Die oordeel word gegooi, en Lot word gesê, strek uit, vlug, hierdie plek gaan verwoes word, jy en jou hele familie,
Die skoonseuns ding is gek. Hulle trek nie. Maar gryp sy vrou en die dogters en dan gaan hulle. Vrou wil natuurlijk nie gaan nie. En toe sy omkyk, ons is soutpilaar. Nou wat die vorm van die soutpilaar wees, weet ons nou nie. Maar sy was toen verander in soutpilaar en Lot en die twee dogters is toe alleen al weg. Die gevolge daarvan was, dat die twee dogters het besluit om met hulle pa te slaap, sodat hulle verskille nageslag kan verwerk, want dit is 'n skande vir 'n vrou om nie kinders te hê. Dus die twee nasies wat die grootste vyande van Israel was, lewenslang. Die Moabiete en die Ammoniete. Dit is vol van die verkeerde keuses wat Lot geneem het, en dit het Abraham en sy nageslag geraak. Verkeerde keuses. Dit raak mense. Verder het Sarai vir Abraham gesê, neem nou maar my slavin, want ek sien ons gaan nie kinders hê nie. En Ismael word. En Ismael is ook 'n vyand van Israel tot vandag. Verkeerde keuses. Maar die gevolge dra geslagte lank daarna. Verkeerde besluite het werklike gevolge. Om te verstaan hoe keuses gevolge dra en hoe God ingryp in ons verkeerde keuses. Hoe sy genade nie gevolge ontken nie, maar herstel moontlik maak. Nou jy kan terug in jou eie lewe. Verkeerde keuses. Oor 'n tydperk van jou lewe. En hoe God nie jou oor die kole haal elke keer as daai gedagte kom nie. Maar dat sy genade inkom en jou daar uitdra, deurdra. Dit het gevolge. Maar sy herstel is groter as dit by die gevolge is van al die goede wat jy ervaar. Die aard van verkeerde, hoekom? Want mense is maar hastig. Ek en Abraham het Lot gevat as, ek het dan toe mis 'n handlanger. Die jonge oukie gaan my baie kan help, baie. Min wetende dat hierdie mannetjie gaan vir jou baie probleme vir. Dit was nie deel van die ooreenkoms gewees nie. Los van Lot in die huis bly. Nie my van homself. Vrees, sê nou maar net. Sê nou maar net iets gebeur langs die pad. Of wantroue in God. Ek dink nie God is regtig in staat nie. Want ek het al baie gebid oor die goeders, dat niks gebeur nie. So ek weet of God regtig in staat is nie. En daai wantroue. En dis wat Sarai was. Ek glo nie God is in staat om regtig vir my kinders te. Kyk wat ouder kom as ek meen sy's 'n ou vrou. Hoe gaan ja, dat is nie moontlik nie. Wat nou maar die slavin, sy's heelwat jonger, miskien sal daar gesag daai kom. Vertrou God nie, volkome nie. Verkeerde prioriteite. Gaan oor my gemaak, my wil, my lewe, my gerief. Alles oor my. Wat gaan die mense van my sê as ek nie kinders het nie? Wat gaan die mense van my sê as ek nie 'n nageslag het nie? En dit gaan al oor my. En op grond van my neem ek besluite wat ek later bespuit is en is te laat. Is te laat om dit nou om te draai. Dit gebeur. So die gevolge van verkeerde besluite is katastrofies. Impulsiewe verkeerde besluite wat ons neem. En na die tyd kom ek agter, maar ja, dit was nou regtig nie 'n oulike plan gewees nie. En ek kan jou ondraai nie. Daar is sake, geen keer. Direkte gevolge. Lot, en nog op binne Sodom, en laat toe dat die sodomitiese sondes aan hom afvryf, aan sy dogters afvryf, sodat hulle uiteindelik met 'n paar bloedskande pleeg, sodat hulle kan nageslag. Die gevolge daarvan was realisties. Dis werklik, dis daar, dit gebeur. Hagar. Kom met Ismael. En Ismaeliete is vandag nog steeds 'n doorn in die vlees
gerus aan, tot vandag. As gevolge van verkeerde besluite. Kan dit omslaan nie? God het selfs vir Hagar gesê, ek gaan jou nageslag ook groot. Dis is geskiedenis. Emosionele en geestelike gevolge, spyt, verbroke verhoudings, skuld, langtermyn sosiale gevolge, dit is alles deel van verkeerde besluite. Dit is altyd onmiddellik sigbaar nie, maar uiteindelik kom het uit. Kom het hier. Nou, ek dink in hierdie seentjie wat sy maat, die maat van die dogtertjie het pop gemaak en na die ou jare het hulle nou die vodsel gehad vir die pop en toe die maat koring gebruik om hierdie pop op te stop. En die dogtertjie het hierdie pop verskriklik geniet. En dit was tot 'n frustrasie vir die boet. Hy kon dit nie hanteer dat hierdie sussie al hierdie aandag kry, het die poppie gekry en hy het niks gekry nie en sy het die poppie gekry en hy is so vies dat hy vat die poppie en hy gaan begrawe nie. En dan het met die reën en vog en swaan en toe kom daar koring op. Waar hy die poppie geleek. En sy sondes kom op dan. Kom uit. Die sondes haal jou in. Dit vind jou uit. Jy kan dit altyd wegsteek nie. En die nadeel is dat mense as dit gaan laaste na God en sê, Here, vergeef my, ek het droog. Vergeef my. Ek het 'n fout gemaak, ek het 'n verkeerde besluit geneem. Ek kan nie dit regmaak nie. Here, help my. Help my. Ek sukkel. Ons het daarom wel verdien, ons eerste gemeente waar ons was, ou oomie gehad, hy het vir die waterraad gewerk. Hy het gesorg en wel verdien dat hulle nog die watertore gehad en jy lei water dan. As jy wil 'n tuin maak, dan kun jy dan ek sê weet dat jy water, dan kan jy nou water gaan aflei en jy kan jou tuin afmaak. En die oomie het 2 kinders gehad en hy was arm, hy het nie 'n goeie inkomste gehad nie. Sy huis is self gebou. Hy sê was 'n skeef en krom, maar dit was 'n huis. Maar in sy armoede het hy vir hulle huis gegee en die kinders was ongelukkig omdat hulle in sulke armoede groot geword het. Die dogter wil klavier. Sy wil 'n klavier. Sy sê, ek kan nie 'n klavier bekostig. Maar pa, ek wil 'n klavier hê. Sy wil 'n klavier hê. Sy wil 'n klavier hê. Sy wil 'n klavier hê. En so sy aangehou neel, tot hy eendag in die kuier, sy bakkie klim en hy ry Potchefstroom, sy naaste. En hy gaan koop 'n klavier. Opskop. Kom huis toe met die klavier. My dogter is bly. En einde van die maand kom 'n klavier moet betaal. En dat is nie. En oom Andrie sê, hy kerk toe. Hy was ook die koster. Hy val daar in die kerk neer en hy sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek het hierdie klavier vir my dogter gekoop en ek kan hom nie bekostig. Ek kan hom nie bekostig. Vergeef my, ek weet wat gaan. En Andrie sê, hy klim nou weer die bakkie. Nou ry, en radeloos het, nou ry, wat gaan jy nou maak? Hy kan nie die klavier betaal nie. En as hy die klavier kom terugvat, dan gaan sy dogter van 'n baie vies wees. Hulle het ons pos afgelewer nie, na die posbus gaan haal, die post gaan haal by die poskantoor. En Andrie se naal daar 'n briefie uit. Dis die raadwater wat vir hom 'n verhoging gegee het, met terugbetaal. Yes. Hy ry net al die kerk, dis elke keer dan. Dit gebeur nie altyd so. Maar foute het gevolge. En God kom in sy genade vir ons teer. Ek wil Psalm 103 is my so treffend, want het spreek van hierdie genade van ons God. Psalm 103 vanaf vers 2, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van die arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan sy kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor hy wat dit om vrees.
So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Sien, dis die verskil tussen Abraham en die res. Lot het geen berou gehad nie. Hagar het geen berou gehad nie. Sara het geen berou gehad nie. Maar van Abraham word gesê, Jesaja 41:8, maar jy Israel, my knegt Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend. God sê deur die profeet, Abraham, my vriend. En jy sal net iemand jou vriend noem as daar 'n goeie verhouding is. Abraham het God geglo. En die Nuwe Testament sê vir ons, en dit is om tot geregtigheid geroep. Hy het God geglo. Ja, hy het foute gemaak. Hy het verkeerde besluite geneem. Maar hy het God geglo. God is barmhartig, vol vergifnis, en hy dra nie 'n wrok nie, maar bring herstel. Johannes 15:14, julle is my vriende, as julle alles doen, wat ek julle beveel. Abraham het nie gehad om te lees in sy tyd nie, maar het gedoen. Ek noem julle nie my diensknegte nie, omdat die diensknegte nie weet wat die Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle weet, ek het nie eintlik 'n verskoning nie. Ek het regtig nie 'n verskoning nie. Jakobus sê vir ons, die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid geteken, en hy is 'n vriend van God genoem. Dit gee ons nie 'n essensie om aan te hou verkeerde keuses maak. Daar kom 'n stadium hier, stop. Dit is presies wat Paulus ons skryf in Romeine. Sal ons meer sonde doen, sodat God se genade meer kan word? Maar sien die gedagte daarin net was, sien as ek soveel sonde gedoen het, dat God soveel genade vir my. En as ek soveel sonde gedoen het, is daar soveel genade vir my. Met dan word hoe meer sonde doen, hoe meer genade is daar vir my. Hy sê nee, stel nie. Stop het. As jy dit so kon sê uitdruk. Stop het. Jy doen nie meer sonde omdat God se genade meer is nie. Gehoorsaam God van die begin af. Hy moet nie twyfel in sy integriteit nie. Wees nie vinnig om prakties gewoon 'n eie plan B in werking te stel. En ons het ons plan B gewoon, of plan C, as die eerste ene nie werk nie. Gaan die Here vertrou, maar as die Here nie vir my deurkom nie, dan het ek kan maar agterdeur oop. Nee, daar is geen agterdeur as jy God vertrou nie. Jy vertrou hom, of jy los. En jy dra die gevolge daarvan. En jy neem verantwoordelikheid vir jou verkeerde keuse. Jy kan nie iemand anders blameer vir jou verkeerde besluite nie. Ons weet mos in die tuin het dit gebeur. Sê ek is die slang. Sê ek is die vrou. Ons bly ons die blame skuif, is nie ek nie. Is nooit ek, is altyd iemand anders. Neem verantwoordelikheid vir jou keuses. Want God herstel wanneer ek bely. As ek my sonde bely, is hy getrou en regverdig om die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hy doen, hy vergewe. Bely dit, erken dit, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n groot fout gemaak. En voor ek die besluit moet neem, gaan soek raad. Gaan eers in gebed. Here, ek het antwoorde nodig, so ek weet nie wat nie. Waarheen? Help my. Gaan na die woord toe. Bestudeer die woord. God sal met jou praat deur sy woord. Daar's maniere wat hy vir jou praat, selfs deur sy woord. Gaan soek raad by Godvreesende mense.
Maar ek het nou 'n probleem, bid saam met my oor die saak. Ek weet nie wat ek moet maak nie, ek weet nie wat ek moet besluit nie. Help my besluit. Bid saam met my. Verwys ek op insig. Dis nie skande om te vra om saam met my te bid oor 'n saak. As ek nie regtig nie weet nie. En kyk na omstandighede. Wat sê omstandighede vir jou? Wat sê die toestande vir jou? As jy reg besluit, moet ek if you're doubt, dan. As jy twyfel, los het, moenie. Los nie keer verkeerde keuses. Soos 'n pa wat ek wil vir my familie goeie nalatenskap los. So ek gaan werk sodat ek baie meer geld kry. Wanneer ek baie meer geld kry, dan werk ek 16, 18 ure 'n dag. Ek sien my kinders nie, maar ek maak baie geld vir hulle. Doen dit vir hulle, doen dit vir my familie. Nee, jy doen dit nie vir familie, jy doen dit vir jouself. Maar jy sien nie jou familie nie. Jou kinders word afgesien. Vrou word afgesien. Jy jaag ons so na wind, na sinnelose, baie geld wat eintlik vir ons 'n groter probleem veroorsaak. Ek sien dit baie. Ja, ek wil dit terwyl my gesin. Nee, jy moet vir my gesin. Jy moet vir jouself. Bid met groot keuses. Bid daaroor, vra die Here, help my, gee my wysheid, gee my insig. En moenie 'n plan B net sit nie. Gaan nou nie woord nie. Dit gaan vir ons sy woord wys. Nee. Kom sê laaste opsie wat mense gewoond doen. Jy laaste. Mag jy besluit, skus ons verkeerd. Here nou te help. Nee, moet jy eers na hom toe gaan. Jy moet eers na hom toe gaan. Here help my met hierdie besluit. Ek weet nie wat ek moet doen. Waarheen? Wat moet ek doen? Gelowiges, wag. Abraham, wag. As hy het gewag het. En soms neem 'n mens besluit tog in geloof. Ek weet nou nie, maar dit is nou 'n krisis. Nou moet ek besluit. Tot vandag nog nie. Ek moet dit nou nie. As het 'n verkeerde besluit was, ek het 'n verkeerde besluit geneem en verkeerd was. Maar daar kom tye wat 'n mens regtig nie weet nie. En dan neem jy besluit. As het 'n verkeerde besluit is, jy vergewe my. En as het 'n goeie besluit is, ja, dankie. Dankie vir die vrede wat jy my gee. Met die regte besluit wat ek nou geneem het. Ja, verkeerde besluit het regte gevolge. Baie gevolge, groot gevolge. Jy leef daarmee saam vir die res van jou lewe. Jy kan nie teruggaan nie. En ek sê dit baie keer, ek wens so ek kon my lewe oor hê om die wysheid wat ek vandag het. Maar dit werk nou nie so. Jy kan jou lewe oor hê, dit is verby. Maar moenie God in 'n tweede plek plaas, in 'n derde plek plaas. As jy weet, ek moet net van hom afhanklik wees. Wag op hom, dat hy vir jou wys. Voor jy dan groot aankoop maak, voor jy groot spandeer, voor jy groot besluite neem, wag op die Here. Sommige dink ons, ja, as ek nou hierdie bargain mis, dan gaan moet jy by my pad aan toe kom nie, en dan was hy bargain toe, nou nie 'n bargain. As jy nie skap. Want dit was nie 'n bargain. Leer, bekeer. Ek vertrou God se leiding. Vertrou sy leiding. Al maak ons foute, sy genade is groot en genoeg vir vergifnis. En daarste. Moenie hom 'n tweede plek gee nie. Maar hom eerste plek. Eerste keer. Wag op die Here. Hy het bevestiging in sy woord. Gaan goed die raad van goddelike mense en gaan soek hulle raad en hulle leiding of jy tel maar moet dit nie alleen doen nie, omdat jy nie altyd weet wat die gevolge gaan wees van die verkeerde besluit. Jy weet nie altyd daad, maar uiteindelik dan byt jy. Jy wil nie dit hê nie. Vertrou God. Kom ek bid vir jou. Here, ja, dit is sekerlik een van die seerste tye
in enige mens se lewe, wanneer jy 'n verkeerde besluit geneem het, en jy kom agter jy kan nie omdraai nie, is te laat. Jy kan nie nou teruggaan nie, is te laat. Maar Here, dankie dat u genade onbeskryflik groot is, ons het dit gesing ook. Genade onbeskryflik groot, oor ons as mense. Dankie dat u vergewe. Dat u ons oortredinge vergewe so ver as die ooste verwyders van die weste. Maar van nou af verder vorentoe, Here, ons bid, gee vir ons daardie wysheid om op u te wag. En nie oorhaastige besluite te neem. Net rustig op u te wag. En te weet dat u gaan uitkoms gee. U gaan 'n deurbraak gee. En ek weet hier is mense wat vanmôre in hierdie auditorium sit, met groot besluite wat op hulle wag, en hulle moet 'n besluit neem, en dit is krities. Help hulle om rustig te raak, en nie angstig te raak, en rond te kyk, en te probeer gryp na grashalmpies nie. Maar op u te wag. Net op u te wag, rustigheid in die gemoed. En Heilige Gees, u sal 'n bevestiging bring, op die regte tyd, regte oomblik. En ons beloof, Here, al die lof en eer en dank op u toe, vir 'n regte besluit, wat goed uitgedink.